Die uitdagings wat ons in algemene het op hierdie oomblik in Platfontein is die werkskeping. Daar's geen werk nie en die mense, ons lewe onder 'n pensioen en kindertoela, die meerderheid wat in die weermag was wat nou pensionare is en die ou mense en sowel as die vrouens wat nou kinders het. So die meeste van die gemeenskap oorleef met hierdie kindertoela geld. En die res is armoede, ons lewe in armoede. En dan om hierdie uitdagings uit te berei, dink ek dit sal baie goed wees dat miskien kan ons donasie kan kry om projekte te lood, te identifiseer, sodat daar moet meer werkskeping plaasgevind kan word en ook hierdie jonger geslagte werkskeping te gee, sowel as die kinders wat nou dwelms, drank, misbruik en alreeds daggas rook en so aan kan opgehef kan word. En ek dink dit gaan baie help met hierdie Bybelvertalings wat ons het die Kon en Kwe om op sy eie taal te gebruik om hierdie ding te vermy. Dat hierdie ding gaan vir jou nêrens kan bring, maar as jy nou respek en die Here kan bid en die Here kan eer, gaan jy ook jou naaste kan liefhet en eer. So gaan ons miskien kan afdaal van hierdie dwelms en so aan en so aan. Die jong mense sal baie hou van die Kwedam Bybel, want dit is die eerste keer wat ons Bybel in ons taal sal kry en dit sal baie beter wees om te verstaan, want ons mense sukkel altyd om ander tale te verstaan, diegene wat ongeletterd is, so dit sal baie help om 'n Bybel in ons taal te kry. Dit is vir ons eerste keer dat ons nou 'n Bybel het in ons taal. So dit sal baie beteken wees in die Kwe, nie net hier in Suid-Afrika nie, maar in die hele Suidelike Afrika. Die grootste doel van hierdie projek is om die Bybel te hê, om elke plek waar die Boesmans of kom ons sê kom is, die Bybel te laat kry. Want hulle moet ook 'n Bybel hê wat in hulle se taal is, dat hulle gelees moet word, dat hulle kan goed verstaan wat wil die Here hê die mense moet doen. Toe ek klein gewas het, ek het my kleuters in sap A, die tyd toe ek begin klinke gevang van Afrikaans het ek. Toe ek begin lees, toe ek my hart was baie seer. Hoekom het ons Boesmans het nie ons uittaal om te skryf nie? Nou ek het geprobeer skryf in die alfabet van Afrikaans, ek het dit gekom nie, maar dag toe ek groter geword, altyd geprobeer, klubbe gesien, dat ek hier in hierdie jaar binne die het ek alfabet gekry. Toe ek het geleer, dit was baie maklik vir my. Van kleins af die mense die taal geskryf het, dit word geskryf. Maar van nou af wil ons dit is nou geskryf. Nou ons het die kliks geleer, nou skryf in die taal, nou wil ons die taal weer los nie. Want dit is onmoontlik om die taal weer te los. Die belangrikste is die taal moet ook ontwikkelen, want as ons die Bybel skryf en die Bybel klaar is, so wie gaan nou die Bybel lees? So ons het gesien en miskien ek wil ook hê as die Bybel klaar is, dan moet ook mense wees wat die Bybel gaan lees, sodat die taal kan ook bietjie ontwikkel. Soos nou, daar's net paar mense wat die taal kan lees en skryf. So vir my droom, ek wil hê almal moet die taal kan lees en skryf sodat hulle die Bybel kan lees as hy klaar is. So ons het ook gekyk dat daar moet klasse aangebied word. Om hierdie, hoe kan jy nou dominee of hoe kan jy moeroete is as jy nie die Bybel lees nie. So dit is 'n ding op sy eie daai. So as ons op Bybel geskryf, dit moet nie net aan Bybel lyn wees maar dit moet parallel gelyke manier of 'n gedagte wees. Dat daar sal 'n klasse wees wat vir die dominees of die mense wat moeroete is en mense wat kan die taal lees leer met 'n Kwedam te lees. Ons wil ook graag hê dat die kontaal moet ook in die skole is van graad 1 tot by graad 12 en ons wil ook tussen in die naweke ons wil ook die jong mense roep dat hulle die taal kom lees en ook skryf.
Die uitdaging is die finansiële ondersteuning wat so vertraag dat ons nie kan so gou as moontlik 9 jaar kan behaal om die Bybel te kan vertel, dat ons kan so gou as moontlik die Bybel na 9 jaar kan klaarmaak. So indien as daar miskien finansie is en befondsing is, dan kan ons so gou as moontlik kan loop om binne in 9 jaar die Kwe Bybel in my hande het. Daar's verskillende dialekte wat hulle gebruik. Namibia, hier in Suid-Afrika voel ons praat nou suiwer Kwedam, maar ons dialekte volgens die mense wat van Namibia luister terwyl ons dan praat, ons gebruik in die neus. Ons maak hier heeltemal oop. Maar as ons kom in Namibia, dan luister ons die dialekte wat hulle nog gebruik is wyk. Maar as ons kom in Botswana, dan is 'n ander dialekte wat hulle gebruik. In Angola, Zambia, all over. Dan sien ons die dialekte is baie verskil in die manier hoe ons nou met die persone kommunikeer met die taal. In Botswana and also here in South Africa, there are some sharing words from Africans that they used to use it in speaking Kwedam. So when I found that it's both of them, they have those sharing language words to speak, to make their language be understood, then okay, it's fine. It's not a problem to me, which means I now understand them. I can just write my Kwedam as I know, and I will be perfect on that. Die hitte en die elektrisiteit is 'n groot struikelblok vir my. Soos die afgelope dae het ons vir 3 dae nie elektrisiteit gehad nie. So ek moet by my buurmense my laptop gaan charge en dan moet ek wag, maar terwyl ek wag, dan gaan ek deur die Bybel, dan skryf ek op my notaboekie op. Dan as die laptop nou vol is, die battery vol is, dan gaan haal ek die battery, die laptop, dan kom sit ek, dan tik ek die goeters in. En die hitte is 'n groot struikelblok. Want ek skryf van die oggend af, en as dit so 11 uur, 12 uur baie warm is, dan kan ek nie binne kan sit nie. Dan kom ek hier by my maale, dan sit ek onder die boom, en die kinders speel hier, en hulle maak geraas, en mense loop hier so rond, dan kan ek nie so baie goed konsentreer nie. En as die wind waai, dan kan ek ook nie buite sit nie. Daar is baie dinge wat pla. Baie die warmte, daar is die kraggie, daar is die gemaklike plek om te sit en werkie. Maar die plek waar ek nou sit en werk, is eintlik my slaapplek. Nou gebruik ek die slaapplek as my kantoor, om te sit en te werk. En dit is baie ongemaklik. Die meeste probleem is die hitte. Dit is te warm. En as jy by die winter kom, is dit te koud. So jy moet klomp goede vat, jouself toemaak en sit en werk. Maar as jy by die hitte kom, ek weet nie, ons maar net verdier. Ons het nie ander keuse nie. Omdat jy taal praat, het ek 'n ding sal jy dit reg kry. Maar die dialekte wat in Kwedam is, dit het vir ons bietjie in die begin geslaan. Toe kom ons by, en ek voel nie dit Bybelvertaling is maklik nie, maar dis 'n sweet. En ons het ook op die stadium gesê, nee, as ons Bybel skryf, dis 'n geestelike taal, 'n boodskap, so daar moet ons moet as 'n geestelike spanbou het om die Bybel te skryf. Is nie maklik. Wat vir ons moeilik is bietjie in die projek is daar is woorde in Afrikaans of Engels wat ons nie in ons eie taal ken nie. So as ons besig is om die Bybel te skryf, dan nodig ons mense ouer as ons ouderdom om ons te help met die woorde, die regte woorde in te sit. So dit is bietjie 'n challenge want ons almal het die wifi of 'n router by ons huise om die woorde te Google wat ons nie mooi verstaan nie. So ons moet miskien 'n eentjie stap om 'n woord te gaan uitvind wat dit beteken in ons eie taal. Wanneer ons die vertalings aan die woord kom van die Afrikaans na die Kwedam, het ons verskille. Die jonger geslagte, hulle verstaan hom anderster as ons wat nou in die gemiddelde geslagte die woord verstaan. So hulle gebruik meer na die westerse woorde en ons gebruik die oer Kwedam. So regtig daar is verskil. Hier by ons by Platfontein, ons as die jong mense, die
taal verskil seker, maar dit wat die groot mense gebruik, dit leer ons om te praat. Maar ons is bietjie verskil van die, ons praat nou die jong mense se taal. Die moeilikste is die soos plante en diere en die ander tale waar ons geografie, waar ons gegroei is. Ons taal is moes, so evolusie is moes verskil. Met groot mense praat tale wat die regtig soos die ons gepraat van die Bybel 1953. Maar ons praat nie die taal wat bietjie gemix met Afrikaans is bietjie. Maar ons verstaan as ek iets beplant kry in Afrikaans, ek ken hom goed in Afrikaans. Maar in ons taal moet dan sekerlik moet ek opstaan gaan vra en wys dat moet vir myself dat ek kom inskryf. Om vertaalwerk te doen is vir my baie lekker, want dit was my grootste begeerte in die hart. Ja, ek geniet dit baie, want ek leer baie uit die vertelling van die Bybel. Ek glo dit inspireer die jeugdiges van my ouderdom om ook dinge beter te doen in hulle se lewens. Dit is 'n voorreg vir my om 'n Bybel in ons taal te skryf op hierdie ouderdom en ek is baie bly daarvoor. Ek geniet dit om deel van die groep te wees, want as ek die taal kan skryf en dit lees, dan is dit vir my baie lekker, want ek deel dit altyd met my mense by die huis. Ja, sommige van die mense in onze gemeenskap weet dat ek besig is, dat ek deel is van die vertaling van die Bybel. Hulle vra my soms dit, wanneer gaan ons die Bybel sien en wanneer gaan ons die eerste vers hoor wat julle geskryf het, dan sê ek, wees net rustig, dit sal kom, moenie haastig is nie. Dit gaan vir hulle 'n goeie ding wees as hulle 'n Bybel het. Dit gaan ook maklik wees. En dit gaan alles vermaklik as hulle eers Bybel het om te lees in 'n eie taal. En dit gaan hulle help om die taal te kan ontwikkel, vinnig te kan ontwikkel. So, hulle gaan die Bybel lees om te lees en daarvan hulle die klanke hoe op dit kan lees, daarop skryf. Ander groot mense se mos nie skool geloop nie. Nou hulle het Bybel van Lucius gekry en daarbey hulle het geleer hoe om te skryf. Dit is maklik om te ontwikkel. Ja, mense praat met my daaroor en hulle wil ook weet watter dialek gebruik ons, want daar is verskillende dialekte wat ons gebruik in ons tale. So dit klink nie almal dieselfde nie. Daar is 'n bietjie verskil in ons taal. Soms ek voel as ek die Bybel so sit en vertaal, ek kommunikeer direk met die Here. En ek is besig om die Here beter te leer ken, want dit is elke dag se werk so. Soms is baie, ek voel at ease, want ek weet ek is alleen in die kamer nie. As ek met die Bybel sit en dan weet ek die Here praat direk met my. Ek sal gelukkig voel, want die dag sal ek op my knie buig en vir die Here dankie sê, want ons het lank al daarvoor gewag het. Soos nou in die kerk, die ou mense gebruik nou nog die 1983 en die wat hulle noem die Nonsazi Bybel, die swart mense sê. Maar ons wil hê ons eie taal Bybel moet ook daar lê. It's a must and it's a need that a Kwedam Bible must be there on table for Kwedam people, for Kwedam speakers. It will let every pastors, every children, every age to know the word of God through their mother tongue and also understand it better than the other language. Daar is baie mense wat verkeerde paaie volg, veral die jong mense. So wat ek begeer is dat ons vir hulle kan inspireer om 'n goeie ding in hulle se lewens te kan doen en in 'n verbetering te kry en ook om op iets te fokus as hulle besig is. Vir my is 'n voorreg, as ek kan so sê, dat is die oudste en die oerste taal in die wêreld in Afrika, in die kontinent van Afrika. Maar die punt wat ons maak is, ons moet nou in ons eie voete kan staan, sodat ons kan ook Bybel hê in ons eie taal. Net soos die ander Afrika, wat hulle sê, tale in die Bybel kan lees en skryf. Ons soek hom ook net so.